is vandag 15 Januarie, lesing 69, die groot Johannes Evangelie, boek 3. En ons is nou by hoofstuk 135 vervolg. Ons het gister nie die hoofstuk klaargemaak nie. En dit is nog steeds die gesprek met die ortodokse fariseërs. Ons het nou geluister hoe hulle eintlik baie dreigend voorgekom het in hulle kantige nederigheid. En Sirenius het toe baie verontwaardig geword, want hy is die hoogste gesag daar buiten Yeshua, en hy het hulle aangevat. En nou is hulle stokstil geskrik, want hulle weet, as hierdie ou hulle skuldig bevind, dan baie hulle koppe, hulle gaan of gehang word, of onthoof word, of wat ook al. Met klippe doodgegooi word, dit was maar die maniere waarop hulle mense doodgemaak het. Nou sit hulle baie stil, nou sê, gaan die woord aan. Toe sê die owerste, dis nou die fariseer van die sinagoge, uiteindelik, meester, die lastering is te groot. In so 'n geval kan 'n mens sy kalmte nie so vinnig herwin en antwoord gee nie. Maar daarbij moet 'n mens hom heeltemal beheers en bedink hoe dat so 'n laster moontlik kan wees, en om beroep op die kragtigste middel om dit te verwerk en tot niks te reduseer. Wie kan bewys dat ons die volk dwing om te offer? Ons dra slegs dit uit wat ons self ondervind en vrees. Wie kan bewys dat ons anders handel as wat ons volgens die profesie moes aanneem? Was die teken nie daar nie, of toon die geskiedenis ons nie oorvloedige voorbeelde, waar Elohim se geduld ophou, en plotseling 'n verskriklike oordeel oor die mense laat kom nie. Maar ons het ook genoeg voorbeelde dat Elohim, ondanks 'n sekerlike en onherroepelike aangekondigde strafgerig, weer sy groot barmhartigheid en erbarming sal skenk aan die berouvolle, as die volk terugkeer tot ware boetedoening en berou. Nou, hierdie woorde is baie slinks, en hierdie ouens is nie so dom nie. Dit is hoekom ons ook nou hierdie goed behandel. Want wanneer jy met die opponent, met Satan se kinders op aarde te doen gaan kry, en almal wat hulle self voorneem om die woord uit te dra, gaan met hulle te doen kry, in verskeie forme. Hierdie ouens is nou, soos die ou mense sê, hy is baie goed van die tongriem gesny. Nou die tongriem is die tong. Jy kry hulle nie vasgevat nie. Nou sê hy, maar ons het niks verkeerd gedoen nie. As die volk dan die geld bring, dan kan God die oordeel wegvat. Wat sekerlik amper waar is. Want as die volk hulle harte verander en berou het in hulle harte, dan sal God 'n strafgerig wegvat. Nie omdat mense het groot massas geld en ander eerstelinge van hulle diere gebring het na die tempel toe nie. Want Vader het geen behaag in daai offers nie. Hy het behaag in 'n berouvolle hart, en in iemand wat hom vanuit nederigheid dien. Dit is hoekom beide Kain en Abel vir hom geoffer het, maar Kain se offer was nie aangeneem nie. Dis nie omdat dit graan was nie, dit is omdat hy nie 'n berouvolle en nederige hart gehad het nie. Dis hoekom sy offer verwerp is. Maar dit sien hierdie mense nie, en dit sal die kerkmens en die ou klomp wat in die sinagoge van Satan sit, wat Openbaring 2 en 3 van praat, sal ook hierdie goed so omseil. En ons sal met hierdie dinge te doen kry. Hierdie sinagoge wat dieselfde ouens is wat hier is, maak dit nou hulle werk, en hulle het in die afgelope maand 1000 Christen predikers na Israel toe gebring, om hulle te indoktrineer dat die Christen in Amerika moet goed wees vir die Jode, dit is hulle pad na verlossing. Dis 'n absolute infame leuen. Eerstens is die Jode wat in Israel is glad nie die volk van God nie. En dis nie wat ek sê nie, dit is wat verskeie kenners en onder andere van hulle eie Jode sê.
dat hulle kom nie uit die 12 stamme van Israel nie. En daar is nêrens 'n ding in die boek dat ons moet goed wees vir die Jode vir ons redding en verlossing nie. Elkeen is 'n redding en verlossing hang af hoe hy Vader en sy naaste dien in liefde. Dit is waaroor dit gaan. Ons lees verder, maar sê hierdie Fariseer, maar as u wyse man, wat die paar mense teen ons opgesteek het, dit is nou die ou wat in die stad gesê het, maar hoor, hierdie is net 'n sonsverduistering, dis 'n normale ding, die maan kom tussen die son en die aarde en dan gooi dit 'n skade weer. Dis wat hy vir hulle gesê het. Werklik so eerlik was, waarom het hy dan nie na ons toe gekom en aan ons vertel, wat hy aan 'n paar ontevredenes, wat ons altyd vyandig gesind was, vertel het? Net 'n mens wat ons verhewe godsdiens nie ken nie, en geen benul het van die goddelike woord deur die mond van 'n profeet nie, en van die effek daarvan in 'n deur hemelstekens bedreigde tyd, kan so skandalig lasterlik teen ons te kere gaan. Ek en wille opperstadshouer van Rome, dan so mens eerder glo as vir ons. 'n Mens kan nou wel sê, as die wyse man na julle toe gekom het en dit aan julle vertel het, dit wat hy die vertwyfelde volk vertel het, sou julle nie na hom geluister het nie, maar hom veroordeel het, of selfs gestenig het. Maar wie kan dit dan van ons sê, nog alvorens hy dit nie by ons probeer het nie? Ons poog om eers na die daad te oordeel en reg te spreek, maar nooit voor die daad, of by vermoede of kwaadsprekery nie. Ons godsdiens regverdig ons gedrag. Wie kan dan opstaan en bewys dat ons anders glo en handel? Kwaadwillige laster of slegs ernstige vermoedens bewys niks by ons nie, en u getuie kan gesê het wat hy wil, maar ons verklaar sy aanklag so lank as van nul en geener waarde, totdat hy vir ons kan bewys dat ons werklik anders doen as wat ons self glo, en dat ons die man, wat die volk met sy praatjies teen ons opgehits het, onaangehoor sou laat gaan het, as hy na ons toe sou gekom het. Ons deel opreg in die angs van die volk. Moes ons dan nie die offers aangeneem het toe die volk ter versoening van hulle sondes vir ons in die geloof massale offers gebring het, om Elohim daardeur mild te stem nie? Maar waar staan die teendeel daarvan dan geskryf? Nou hierdie volk is gedreig om offers te bring. Het is nie dat hulle dit vrywillig gebring het nie, hulle is bedreig deur hierdie selfe ouens. Maar daarvan word niks gesê nie. Edele opperstadshouer, bedink tog dat u hier te maak het met egte ortodokse dienaars van Elohim, en nie met tempelpriesters van die nuwe soort, wat hartseer genoeg, maar al te goed weet hoe om die seile na die wind te hang. Dit het ons baie duidelik gesien, en daarom is die tempel ons ook nie goed gesind nie. Maar by ons, hoewel ons maar min is, hou 'n mens nog vas aan die ou geloof. En dit kan die nagvlieg wat u 'n verkeerde oordeel in die oor gefluister het, nie van ons wegneem nie. Nou hierdie nagvlieg wat hy nou so sporenderwys mag verwys is Yeshua, wat vir die mense daarbo alles vertel het wat daaronder aangaan, omdat hy alomteenwoordig is. Vandag is dit 'n pragtige dag van Yahweh. En nêrens is daar ook maar 'n spoor te sien van 'n oordeel van Elohim nie, behalwe dat ons stad 'n prooi van die vlamme geword het. Egter nie deur 'n oordeel van Elohim nie, maar deur die betreurenswaardige duistere manipulasies van 'n paar heidene, wat ons altyd deur meer vyandig word. Sou dit dan vir Elohim so onmoontlik gewees het, om met hierdie streek dieselfde te laat gebeur wat eens met Sodom en Gomorra gebeur het? Wie kan hier opstaan en sê dat na die vooraf gegaane teken dieselfde nie hier kon gebeur het nie? Ons wil glad nie sê dat Elohim miskien vanweë ons talle gebede en versigtinge hierdie streek gevrywaar het van sy bedreiging met die oordeel nie.
Elohim kan dit ook ter wille van ons heeltemal onbekende vroomheid gedoen het, omdat ons gebede dan toch saam met die gebede van die ander vroomes tot aan die trappe van sy troon kon opgeklim het. Maar wie sal vir ons bewys, teen ons geloof en ons oortuiging in, dat dit nie so was nie, maar heeltemal anders? Ek het nou vir ons gespreek. Edele meester, spreek u nou 'n regverdige oordeel voor Elohim en alle mense uit. Dit moet ons ook onthou is dat die Romeine baie gesteld was op 'n baie regverdige regstelsel. Die getuienis moes gehoor gewees het, die daad moes gedoen gewees het, en dan sal die Romeinse regter oordeel. Nou ja, met hierdie ouse, kan hom mens maar sê, sy slinkse praatjies, is dit nou moeilik. Nou kom ons kyk wat verder nou hier gebeur. Markus kla die owerste van die Fariseërs aan. Hoofstuk 1:3-6. Markus is die ou by wie Yeshua hulle almal nou aan huis is. Hy was 'n ou Romeinse stryder, soldaat, maar hy's nou 'n ou man en hy dink nie, ja, ons lees nou oor wat sy geloof hy was. Cyrenius was natuurlik nie op so 'n reaksie bedag nie, en het skielik nie geweet wat hy die owerste moes antwoord nie. Daarom roep hy vir Mattheel en sê halfluid aan hom, spreek jy nou maar verder, want ek is al aan die einde van my Latyn. Hierdie kerels het meer pyle in hulle boog, as wat ek my aanvanklik voorgestel het. Mattheel sê, geëerde vriend, ons sal dit nog moeilik kry, want om te bewys wat hulle gedoen het, sou, as die omstandighede om daartoe verleen het, 'n moeilike taak gewees het. Ook al sou hulle, wat ek nie wil ontken nie, heimlik die slegste bedoelinge gehad het, dan het hulle tog geen poging aangewend om dit uit te voer nie. Dan is daar egter ook geen strafbare uitvoering van die bose bedoeling, wat hulle wel, maar ook moontlik glad nie kon doen nie. Watter gedagtes kan 'n mens se hart nie alles koester, as dit van alle kante onder druk gesit word nie. Wanneer daar 'n storm in die hart woed, is geen mens maklik in staat om sy vinnig wisselende gedagtes, wat so stormwolke dreigend jaag, te beheers nie. En as die storm na verloop van tyd in die hart gestil is, herinner die rustig geworde mens homself nog presies wat daar alles tydens die storm van sy hartstogte in hom opgekom het. Daar kan wel baie verdoemenis by gewees het, maar selfs ek sou myself moet afvra, of moes afvra, watter God dit sal wil, watter God dit sal wil, nou daar het nou iets in gebeur hierso. Vers 3, vers 4. En die vrees van die volk om een en dieselfde rede gedeel het, en dit is iets wat ons net so lank moet aanneem, totdat ons die teendeel kan bewys, en dan moet hulle versoek ingewillig word. Die versoek is natuurlik vir skade vergoeding. Vooropgestel dat die inwillig van sulke versoeke in sulke buitengewone gevalle, as daar een is, deur die keiser voorgeskryf is. Ons kan hier slegs oor die feite 'n oordeel vorm, solank ons niks standhoudend daarteen kan inbring nie. Wat ons daaroor dink, kan egter nooit as 'n teenbewys dien nie. En al sou ons die hele stad heimlik afluister, dan sal ons daarna ook nie meer weet as wat ons nou weet nie. Mattheel fluister dit iets wat hardop aan Cyrenius, en daarop sê Cyrenius aan my, Yeshua, terwyl hy hom sê agter sy oor krap. En wat is u mening? Nou sê Yeshua, dit is nog nie my tyd nie. Bespreek julle dit dus met mekaar en met hulle. Betrek die ou Markus egter ook daarby. Hy en sy seuns ken hulle beter as julle. Ebal uit Genesaret ken hulle ook, en Julius weet ook taamlik baie van hulle. Laat hulle roep, dan sal jy dadelik 'n ander verhaal hoor. Cyrenius laat onmiddellik vir Julius haal,
wat ondertussen met Ebal bergop na die soldate gegaan het, om die brandgades te slaan wat nog altyd baie hewig gewoed het. Die twee kom dadelik as ook die ou Markus. Toe almal wat geroep is aanwesig was, beskryf Sirenius hulle kortliks die versoek van die ortodokse fariseërs en lê die toespraak van hulle owerste voor, as ook dit wat die owerste as onweerlegbare bewys na vore gebring het. Toe Markus dit hoor, verwonder hy hom baie oor die enorme brutaliteit van die owerste en sê vir hom: Jy, opperfariseer, wat jou so goud eerlik en ortodoks vroom voordoen, jy het nou teen my reeds lang gekoesterde verwagting in, as geroepene in my groot net ingekom. Dink eers terug aan minder as 3 jaar gelede, hoeveel moeite jy toe gedoen het om my na jou geloof te swaai. Jy het selfs gevind dat vir my, 'n ou mens, die altyd ietwat vervelende en ook pynlike besnydenis nie nodig was nie. As ek my maar net met my huis laat inskryf, net by jou geloof, was alles heeltemal in orde. Jy het my baie voordele in die sakelewe beloof, toe ek as beswaar opper, dat ek 'n gewetensvolle man was en die godsdienst van my vaders nie graag verruil vir 'n ander, waarvan ek die grondreëls heeltemal te min ken en nie weet watter nuwe verpligtinge dit op my sou lê nie. Ek het jou baie openlik gesê dat ek weliswaar nie heeltemal daarteen was om my gebrekkige godsdienst te ruil vir 'n beter een nie, maar dat ek eers heeltemal ingewys sou moet wees in die kern van die nuwe geloof. Onthou, dis nou 3 jaar gelede, dis lang voor Yeshua nou by hom gekom het en hy die waarheid gekry het. Nou sê hy vir hom, toe sê jy egter dat dit glad nie by jou godsdienst nodig was nie. Elke geloof was toch niks anders as 'n wiegfilosofie vir die kinders nie, wat ook vanweë die kinders in stand gehou moes word. As 'n man eenmaal sy ontwikkelde verstand het, dan het hy geen behoefte meer aan 'n wiegfilosofie nie, en hou hy hom maar net uiterlik daaraan, terwille van die kinders. Dis nou hulle godsdienst, hierdie fariseërs. 'n Mens sou hom 'n blinde dwaas moet noem, as hy hom in alle erns daaraan sou hou. 'n man soos ek sou tog ook goed kan beoordeel, of dit nie verstandiger was, om uiterlike aanhanger te wees nie, van 'n godsdienst wat iemand die minste hinderisse in die sakelewe sou oplewer. Hier gaan dit maar weer oor die geld en die politiek, wat hierdie mense se godsdienst se grondslag is. Kom in ons godsdienst in, dan koop ons al jou vis, of dit wat jy doen, maar koop ons by jou. En dit werk vandag ook so, dat hierdie gespuis, hierdie fariseer ortodoks gespuis saam met al hulle sioniste, beheer die hele wêreld, en hulle beheer selfs die losies waar meeste van ons volk vandag se sakemanne in sit, word deur hulle beheer. En probeer jy om teen hulle op te staan, as jy nie deel van daai klub is nie. Jy kom nie reg nie. Ek het dit self aan my lyf ervaar, toe ek in Noord-Transvaal genader was, in die Pietersburg klub destyds deur die hoof van die Vrymesselaars om aan te sluit, toe sê ek stel nie belang nie. Stel niks in julle organisasie belang nie. Ons moes trek uit Noord-Transvaal uit. Ek het niks meer werk gekry nie, ons was in konstruksie. Nie 'n job meer gekry nie. Want hulle het vinnig die storie versprei. Hoor jy, hierdie man is nie deel van die klub nie, en hy wil nie deel wees nie. Nou wys ons hom. Ek het daarop ingegaan, en het my saam met my hele huis, dis nou wat Markus, laat oorskryf, na jou godsdienst. Maar spoedig daarna word my oë wyd geopen, toe ek gou deur julle veroordeel word, tot die betaal van allerlei onaangename belastings.
En toe begin ek beter in te sien watter ellendige ruil ek gedoen het deur jou geloof aan te neem. En in vandag se tyd is dit die ellendige laste wat die kerk op mense lê, wat nou al vandag so erg geword het, dat hulle fakture uitstuur vir jou, en wat jy moet betaal, en anders raak jy agterstallig. En hulle is baie ernstig daarmee. En dit is ook so in die Joodse geloof, maar dieselfde. Van alles moes ek julle die 10de en van alle vrugte die eerstelinge gee. Ek het wel beswaar aangeteken by die Romeinse instansies, maar dit het niks gehelp nie, want 'n mens werp my altyd voor die voete. Volenti non fit injuria, wat beteken, wie dit self gewil het, ly geen onreg nie. Beteken, Markus, jy het hierdie geloof gekies vrywillig, nou is daar mos geen onreg aan jou gedoen nie. Waarom het jy, as 'n ou verstandige Romein, jou laat vang, Markus? Boet maar vir jou ondeurdagte onnoselheid. Wanneer ek egter by jou gekom het, is nou die opperfariseer, en my ellende aan jou voorgelê, het jy glad nie geluister nie, en het altyd in jou groot hoogmoed gesê, so staan dit geskryf, en ek kom onverrigte sake met 'n treurige en 'n verergde gesig en gemoed meer drypsterk daarvan af. As ek van julle meer oor die skrif wou hoor, word aan my gesê, ons is die skrif en die lewende woord van God. Daarom hoef niemand meer ergens iets te vra nie, maar elkeen moet doen en wat ons leer en eis. Niemand het verder iets nodig nie. Klink dit bekend vir julle? Die kerk en die dominees het hierdie selfde gesindheid, jy sukkel om waarheid by hulle uit te kry. Ek weet nie van een nie, ek weet van honderde gevalle, waar mense uitklaring wil hê oor sekere begrippe in die Bybel. Dan sê daai dominee vir hom, jy moet net glo wat die kerk vir jou sê. Ons is die uitvoerders van die woord, en ons weet alles. En jy kry nie 'n antwoord by hulle. En dan word jy, as jy aanhou met jou stryd, word jy dan uitgehaal, uitgeroep, voor die kerkraad gebring. Hulle maak die deure van die koninkryk vir jou toe. Hulle sê, hulle het die mag, en dan word jy verban uit die kerk uit. Wat myns insiens eintlik 'n wonderlike ding is, want nou skielik is jy uitgejaag, jy wil nie self uitloop nie. Nou is jy daarom los van Satan se kinders af. Hy sê, kyk, ou kwaadaardige Joodse orakel uit Caesarea Philippi. Dit is jou woorde en so is jou gedrag. En wil jy jou nou skielik wit was? Ek sweer jou by alles wat my nou gewyd is, dat jy nie hier vandaan gaan kom, voordat jy met my elke onregverdige skade vergoed het nie. Die waardige opperstadshouer kan jou op my verantwoording die kruis op die rug laat vasmaak, en daarmee word jy geen onreg aangedoen nie. Verstaan jy, ou slegte orakel? Sirenius sê, aha, is dit hoe die sake daar uitsien? Wel, ons het al iets. Nou wyse meesterowerste van die duistere volksonderdrukkers, wat het u daarteen in te bring? Die owerste sê, ken u Moses heeltemal en alle profete wat deur Elohim verlig is? Sirenius antwoord, Moses ken ek so ongeveer, maar die profete ken ek slegs by naam. Die owerste sê, die beste is, gaan heen en leer eers, om al my bittere verpligtinge daarin te onderskei, en straf my as u vir my kan bewys, dat ek een hiervan nie nagekom het nie. As u wil lees, ons het die skrif by ons. As daar gevaar vir vernietiging bestaan, is dit die enigste besitting wat ons op hierdie hoogtyddag van die meester by ons mag dra. En hulle so orthodox, hulle mag geen laste gedra nie, maar
Die skrif was dan nou nie 'n las nie. So wat ons hier lees en hoekom is dit belangrik, want niemand gaan nou sê, maar wat se redding is nou hier en hoekom moet ons hierdie goed deurwerk? Dit gee vir ons meer insig in die agtergrond van die tyd waarin Yeshua opgetree het op aarde. Dit was sekerlik die belangrikste tyd nog in die hele geskiedenis van die aarde en in die toekomende geskiedenis wat nog kom. Is dat Vader homself gemanifesteer het in 'n liggaam op aarde en lering gegee het. Die woord het vlees geword. En dit is die houding van hierdie mense wat op daardie stadium die bewakers van die woord was. Onthou, die volk het al die wetlike boeke gehad, hulle die geskiedenisboeke gehad, hulle het die profete gehad, die psalms, al daardie boeke was bekende boekrolle. Nou nie vir die volk so toeganklik nie, want daar was nou nie papier soos hierdie, jy kon dit nie druk. Hulle moes dit gegriffel het op allerhande moeilik bekombare materiaal soos vel en papyrus en koper, en dan word dit in rolle gesit. En hierdie klomp fariseërs het toegang gehad daartoe, maar vir die volk dan ook die belangrike dinge wat sin gemaak het, verborge gehou het. En dit is vandag nog net so, dat die kerke baie dinge vir die volk verborge hou. Jy kry byvoorbeeld stukke in die Bybel waar 'n dominee nooit oor gaan preek nie, want hy sal nie weet wat om te sê nie, of hy preek homself uit 'n job uit, want die goed wat vir ons in die skrif daar is vir elke mens persoonlik. En hierdie ouens weet hoe om fyn voetwerk te doen, en daarom is dit dan vir ons meer insig, of gee dit vir ons meer insig in die stryd wat Yeshua en sy apostels toe later gehad het, om die mense in Judea, waar die fariseërs en hierdie, kan maar sê, ultra-ortodokse fariseërs was, om die woord van waarheid weer by hulle te bring. Waar Yeshua dieselfde geskrifte, die wet en die profete en die psalms vir die mense uitgelê het, maar vanuit die liefde waarin dit gegee was. En daarom is ons stryd ook baie teen mense wat ons met die Bybel aanval en ons met versies oor die kop slaan, maar die versies, as dit beskou word vanuit die liefde, 'n heeltemal ander betekenis het. So dit is belangrik om dit te sien, en die tweede ding is dat dit belangrik is om te sien dat ons weer teen hierdie verskeie verskillende vlakke van fanatisme vanuit die skrifte te staan gaan kom, en dat ons nie dalk gaan faal in ons taak nie, of sê nee wat, nou gee ek op, ek kan nou nie meer teen al hierdie goed stry nie. Nee, as jy in die waarheid is, het jy die belangrikste wapen in jou, en dit is Yeshua se gees, wat sê, moenie bekommer oor wat jy gaan sê wanneer jy in so 'n situasie kom nie. Ek sal die woorde vir jou in die mond lê. En dit het ek al baie ervaar, as 'n mens in 'n toestand, in 'n situasie kom, en jy is rustig en kalm, dit is 'n voorwaarde, dan gee hy vir jou woorde wat jy nie weet eintlik waar dit vandaan kom nie, want jy het nie nou daaraan gedink nie. Maar dit is in jou, jy het dit iewers op jou pad ingeneem, dit lê weggeberre in jou verstand, in jou siel, en dan skielik kom dit na vore, en dan kan jy 'n antwoord gee, soos wat ons nou hier gaan sien, hoe hierdie ouens uiteindelik vasgevat gaan word. En onthou mense, daar's baie slim en slinkse mense in die godsdienstwêreld. En hulle gaan nog baie kragtiger na vore kom aan die eindtyd. Ek sien nou, oral is net profete. Maar as jy 5 minute na hom geluister het, dan kan jy sommer stop, want jy weet, is nie 'n profeet van Vader nie. Maar vir die algemene mens wat nie gewoond is aan die woord nie, net nou en dan daarna luister via 'n predikant of 'n pastoor, hulle gaan besmoontlik nie
so goed kan onderskei nie. En dit is waar ons dan moet inkom, en op 'n oortuigde basis moet ons hulle vertel, moenie aan daai profesie glo nie, want dit is nie gefundeer in die skrifte nie. So, ons gaan verder aan môre, so baie dankie, kom ons gaan af Gilgal toe.